Ek wil maar met u praat, toe ek nou so geleerd raak, dat ek besef ek is heeltemal nog ongeleerd. Is dit goed gewees om na die Bybel terug te gaan. En broeders en susters, dat ons maar die Bybel ernstig opneem oor wat hier staan, sonder om oorboord te gaan oor wat hier staan. Maar weet u, onder andere in die Spreukeboek, is daar geweldige, goeie, praktiese, bruikbare raad. As ons nou kyk na Spreuke 16 vers 1, 2 en 3. Nou moet ek ook net waarsku, as mens natuurlik na die Spreukeboek toe gaan, en daai hele spreukekultuur van doen dit, dan sal dat gebeur van daardie tyd, dan kan jy natuurlik onmoontlik van die wa afvoer. Die goed verkeerde begin verstaan in die opsig dat jy begin dink, as ek dit doen, gaan ek dit bereik. En dan is jy vreeslik seker van jouself. En dan iemand anders wat 'n lelike gevolg het, onthou nou, as ek goed doen, sal goeie dinge met my gebeur, sê daai ouens. En dan kry jy nou ou soos Job. Hy het al wat goed is gedoen in sy lewe, hy het alles reg gedoen. En toe kry hy die ergste teëspoed wat jy jou kan indink. Nie een van sy kinders nie, al. En die ergste is nog dat hy dalk, maar sy vrou moes verloor het, want sy het ook tussenin getjip, asof sy geweet het wat gaan. En Job het natuurlijk sou goed kon klaarkom sonder hierdie wysheidsleraars, vriende, kollegas van hom. Van raad gee vir hom, uitsorteer, Job, maar jy moes verkeerd gedoen. Sy net het. En op die ou end tree God in, lang storie kort, en sê vir Job, jy moet vir jou vriende sê en offer, die manier waarop hulle oor die lewe dink is verkeerd, hulle verstaan verkeerd. Jy kan nie goeie dinge bewerk, jy kan nie jou eie lewe bepaal nie. As jy sleg doen moet, as jy verkeerd doen moet, jy nie dink jy gaan hel toe nie. Jy moet nie vir jou kinders sê hulle gaan hel toe nie. Want as jy met God te doen het jy met 'n God te doen wat heeltemal nie volgens ons verstaanbare logiese denke, logies verstaanbaar optree nie. Die punt is van die Spreukeboek, moenie dink jy is beter as ander. En miskien word in hierdie Spreuke 16 vers 1, 2 en 3 iets saamgevat van die waardigheid en die nuttigheid van spreuke, maar ook die gesindheid waarin dit moet gebeur. Dan staan hier, 'n mens kan sy voornemens hê. Ons sit almal nog in hierdie lewenskoers. Waarin ons aan? Ek hoef ook maar, ek kan in die Bosveld gaan aftree in die Laagveld, ek hoef nie by die see te gaan aftree. Mens dink ons nog maar so goed. Allerhande voornemens en plannetjies, oor baie goed. En oor 'n mens na matriek, jou werkjaar, jou studiejaar, jou huweliksmaat. Ook 'n paar ouens wat 'n voorneme het om met 'n meisie te trou. Reg so. En paar meisies wat 'n kerel in die oog het en wat alles doen in 'n vermoë om die vrou nog goed te hou, reg so. Mens moet voornemens hê. En 'n mens kan voornemens hê, en hoor jy wat sê hy, 'n mens mag voornemens hê, maar 'n mens kan voornemens hê. Maar onthou, as jy met God te doen het in die lewe, die laaste woord oor jou voornemens kom van die Here af. Job se vriende wou hom tot skuldbelydenis dwing, dit was hulle voorneme. En die laaste woord oor Job het van die Here afgekom. Ek spreek jou vry, ek sal jou dra en jou versorg. Ons is baie geneig om soos die wysheidsmense mekaar te veroordeel en dan voel jy ander ouens sleg en ons doen dit in ons skole en ons doen dit in die kerkraad. Ons het 'n houdingkie van ek is beter as jy.
Jy weet, jy het 'n voorneem dalk om die wêreld 'n beter plek te maak en ons krag onsself onbewuslik baie keer af. Jou voorneem is om jouself beter te maak. Die laaste woord, onthou net. Dis die wysheid. Dis ware wysheid, dis gesonde verstand. Die laaste woord daaroor kom van die Here af. En ander woorde, hou rekening met hom. In sy eie oë is alles wat 'n mens doen reg. Vers 2. Maar die Here ondersoek die gesindheid. Is jou gesindheid een van ek weet beter as julle? En ek sal nou vir julle sê hoe hierdie kerk geraak word, iets meer. Ekskuus, dit glip net uit want ek kritiseer myself as dominee baie oor hierdie goed. Ek praat net met myself. En ek het dit al so baie ontdek. In sy eie oë is alles wat 'n mens doen reg, maar die Here ondersoek die gesindheid. Ek het ontdek jou gawes aangebied. Was een van die eerste ons. Toe julle nog nie studeer. Ek het GETP geloop en aangebied. Ja. Ek het gemeentebou begin leer doen. En weet die ding wat ek as dominee in al die jare nie besef het nie is, in jou eie oë van 'n merwe is alles wat jy doen reg in die gemeente, maar die Here ondersoek die gesindheid. Logies, eenvoudig, maklik verstaanbaar. So asof jy wil sê, jouself in die spieël kyk en aan die Bybel dink, jouself wil sê, hoorie van my, wat verstaan jy? Wat is onduidelik? Julle roem, julle lê die skrifte uit, julle teoloë, julle ken die teologie, julle ken die Bybel, julle sal vir die gemeente sê hoe. En dan kom jy self en jy maak hierdie blaatante flaker van, jy hou nie met die Here rekening. As jy nie met die Here rekening hou, hoe wil jy jou huwelik hanteer en jou kinders en die gemeente ensovoorts? Vergeet die pel, dis uit, dit werk nie so nie. Kom by. En daai kom by moment breek vir 'n dominee aan en vir ons as lidmaat in een of ander tyd. Wie hoekom? Oor die Here jou nie los en onnozelheid en opgee met jou. Sy liefde is ewig, dit beteken net, hy kan nie ophou met jou nie. Hy gaan jou deur pyn en deurdat jy jou opstamp, gaan hy jou terugbring. Hy gaan jou bewus maak van doodloopstrate in jou kop en hy gaan jou terugbring waar toe. Daarom kan ons roem na die Bybel toe, die woord van God. In Afrikaans, ou Afrikaans, nuwe Afrikaans, kry in Engels en verskillende vertalings. En dan sê hy dit nog so duidelik. Voornemens, jy doen iets in jou eie oor is, dan sê hy, laat wat jy doen aan die Here oor, dan sal jou voornemens geluk.